Kom ons sluit ons oë. Onse hemelse God, Here, laat U naam geheilig word in hierdie samekoms vandag. Dit is my gebed in U naam. Amen. Het is altyd 'n voorreg om 'n geliefde vir iemand te wees. Ek het vanoggend op pad kerk toe die voorreg gehad om net so klein stukkie, die laaste stukkie van Tannie Dirkie se pad saam met haar te stap. Dis so 'n pragtige oggend en dis vir my so besonders gewees. Ek het verryk gevoel na ons paar minute se gesprek. Dankie Tannie Dirk, dit was 'n voorreg. Ons teks vandag, as ons die PowerPoint kan aankry asseblief, is getiteld Elia en Elisa se laaste saamreis. En dit was nogal vir my, toe ek na klaar saam met Tannie Dirk gedink het, toe dink ek nogal ook aan hoe kosbaar dit is om saam met iemand te reis wat vir jou belangrik is. Nou hierdie was natuurlik bietjie anderste omstandighede, so ons gaan, ek het nie 'n skrifgedeelte nie, ek het net 'n inleidende teks, 2 Konings 2 vers 1. Die teks lees as volg: Dit is wat gebeur het, toe die Here vir Elia in 'n stormwind in die hemel opgeneem het. Nou ons skriftuur vir vandag is 2 Konings 2 vers 1 tot 13 en natuurlik 'n paar woorde ompaaie daarmee saam. Nou op die dag, toe die Here vir Elia opgeneem het in die hemel, het hy en Elisa eers 'n groot draai gestap om die plekke te besoek waarheen God vir Elia gestuur het. Vanaf Gilgal is hulle na Bethel, toe terug na Jerigo en toe oor die Jordaan, 'n afstand van so ongeveer 70 kilometer. En daarna het Elisa alleen gereis, terug oor die Jordaan, toe na Jerigo en Bethel. En toe neem sy pad hom na Karmel, ongeveer 90 kilometer vanaf Bethel, voordat hy Samaria toe is. Maar dit was nou nie alles op daardie selfde dag nie, sy reis het meer dae geneem. Nou ons ken hierdie plekname goed, want dit is almal plekke waar groot dinge in Israel se geskiedenis gebeur het. So ek het myself afgevra, wat is daar aan die plekke waarheen Elia en Elisa gereis het, wat ons kan bemoedig op ons geestelike reis vir hierdie jaar? So kom ons volg Elia en Elisa se pad. Hul dag begin in Gilgal, 'n handvol kilometers vanaf die Jordaanrivier se westelike oewer en om en by 5 kilometer vanaf Jerigo. In Israel se geskiedenis was Gilgal 'n belangrike plek, selfs voordat dit 'n stad geword het. Dit was waar die volk die eerste keer kamp opgeslaan het in Kanaan. Nou 2 groot gebeurtenisse merk daardie ervaring as belangrik. Die eerste groot gebeurtenis is die oprigting van 2 gedenkaltare met klippe uit die middel van die Jordaanrivier. 12 klippe, 1 vir elke stam. Die een gedenkaltaar moes hulle oprig in die middel van die rivierloop, daar waar die priesters met die verbondsark gestaan het, sodat die volk droogvoets kon deurloop. Vir die ander gedenkaltaar moes hulle 12 klippe saamdra tot waar hulle gaan kamp, ver genoeg van die Jordaan af, dat die rivier se vloed nie die opgestapelde klippe sou toespoel nie. Die gedenkaltaar moes hulle herinner hoe God die water gekeer het en hulle droogvoets deur die Jordaan kon stap. Die ander gebeurtenis by Gilgal was die besnydenis van al die mans. Die hele geslag wat uit Egipte gekom het, het gesterf in die woestyn. En die nuwe geslag was nooit besny nie. So God gee opdrag dat hulle besny word by Gilgal, minder as 5 kilometers vanaf Jerigo, 'n vyandig gesinde Kanaanitiese stad. Dit beteken, hulle moet God vertrou, dat hy sal keer, dat niemand hulle aanval terwyl die mans gesond word en nie in staat is om die volk te verdedig nie. Maar die besnydenis is nodig, nie net as teken van gehoorsaamheid nie, maar ook as simbool dat hulle
God se verbondsvolk is. En hy gee dit ook aan hulle as 'n nuwe teken dat die skande van hul voorgeslag se ongeloof nie meer soos 'n skaduwee oor hulle gehang het nie. En daarom noem hulle die kampplek Gilgal. Josua 5 vers 9, die Here het vir Josua gesê, vandag het ek die bespotting van Egipte van julle afgewerp. Gilgal beteken dan afgerol, weggewerp, soos wanneer 'n mens 'n klip teen 'n berghang afslinger, dat dit deur onder in die vallei land, waar jy dit nie weer kan kry nie. Dit is die plek waarvandaan die verowering van Kanaan begin het. Dit is ook die plek waarvandaan Elia en Elisa hul laaste saamreis saam begin het, voordat Elisa alleen die leiersels by Elia sou oorneem. Elia sê vir Elisa dat hy moet agterbly in Gilgal, want die Here stuur hom na Bethel. Hy sê nie vir Elia dat dit sy laaste dag op aarde is nie, maar Elisa weet dit. En hy sê, so waar as die Here leef en u leef, ek sal u nie verlaat nie. Die afstand tussen Gilgal en Bethel is so tussen 20 en 25 km, so 3 ure se stap teen 'n redelike tempo. In Bethel is daar 'n profeteskool. So wanneer die 2 profete daar aankom, kom hulle uit en vra vir Elisa, weet u dat die Here vandag u meester gaan wegneem? Elisa weet, maar hy wil nie daaroor praat nie. Ek glo dit is 'n emosionele reis vir hom en ook vir Elia. Want in die jare sedert Elisa saam met Elia begin stap het hul band heg geword. En die afskeid voor hulle het swaar op albei gelê. Bethel is ook 'n plek waar afskeid swaar op iemand anders gelê het, op Jakob. Maar die afskeid was nie voor hom nie, dit was agter hom. En in Jakob se tyd was Bethel toe nog nie 'n stad nie, maar 'n plek in die veld naby die stad Lus waar Jakob gaan lê het om te slaap op pad na sy oom Laban se huishouding. Sy reis is natuurlik meer vlug as reis, want hy het die eersgeboortereg van sy broer Esau gesteel, afgepers en die dubbele seun gesteel deur sy bejaarde pa te bedrieg met die hulp van sy ma Rebekka. Sy broer wil hom dood hê. So Jakob stap en stap en stap totdat 'n donker hom dwing om te stop. Met 'n klip as kopkussing gaan lê hy onder die sterre. Toe droom hy van 'n stel trappe, die ou vertaling gebruik die term leer, met hemelse boodskappers van God wat op en af klim en die Here wat aan die bokant staan. In die droom maak God 'n belofte aan Jakob. Genesis 28:15 tot 17. Ek kyk en ek maar net vers 15 hierso. Kyk, ek is met jou en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek beloof het, is die woorde van die Here. In die oggend maak Jakob sy eie gelofte aan God, Genesis 28:20, en hy salf die klip wat sy kussing was, as 'n gedenkklip om sy gelofte te bekragtig, en hy noem die plek Bethel, die huis van God. Bethel word later 'n stad en bly 'n belangrike plek in Israel se geskiedenis, 'n heilige plek. Totdat een koning sy rug op God keer, en dit nadat God aan hom koningskap gegee het. Nou dit het so gekom. Salomo, die seun van Dawid, het goed begin, maar nie goed geëindig nie. Hy het geleidelik weggedryf van God af en het die volk begin verdruk om sy bouprojekte te befonds en sy luukse lewenstyl te handhaaf. Toe hy sy oë vir die laaste keer toemaak, het baie mense gehoop dat sy seun Rehabeam beter sou doen as Salomo. Maar hy het nie. En toe laat God toe dat die koninkryk skeur. Rehabeam kry koningskap van 'n klein stukkie in die suide met Jerusalem as hoofstad.
En die 10 noordelike stamme word Israel onder koningskap van Jerobeam. Die Here het hom nie net aangestel as koning van Israel nie, God het hom ook verseker, die versekering deur die profeet Agia gegee, dat as Jerobeam getrou in God se weë wandel, dan sal sy koningskap bestendig wees. Hy het geen rede gehad om aan God se beloftes te twyfel nie. Maar mag kan snaakse dinge aan mense doen. Skaars het Jerobeam sy sit gekry op sy troon. Toe begin hy vrees dat wanneer mense moet afreis na Jerusalem toe, waar die tempel van God is, dat hulle trou dalk sou swaai, en dat hy nie meer 'n volk sou hê om oor te regeer nie. Toe laat hy 2 goue kalwers maak as gode vir Israel, en hy rig altare op, een in Bethel en een in Dan, om die mense weg te hou van Jerusalem. In Bethel stel hy vir Amasia aan as die hoofpriester vir die kalfbeeld. Dadelik stuur die Here 'n profeet Amos om teen Jerobeam se altare te profeet. Maar hoor wat sê Amasia vir hom. Amos 7:13. In Bethel mag jy nie meer verder profeteer nie, want dit is die koning se heiligdom. Dit is 'n tempel van die koninkryk. Bethel, die huis van God, was nou skielik die heiligdom van die koning en 'n plek vir afgode van goud wat nie kan sien of hoor nie. Jerobeam se valse godsdienst sou vir 300 jaar bestaan voordat die altare deur koning Josia afgebreek sou word. Maar dit was nog ver in die toekoms van Elia en Elisa. In hul tyd, skaars meer as 50 jaar na Jerobeam se koningskap, sou enige een wat na Bethel toe reis van ver af kon sien waar die offerrook op die hoogtes brand voor die goue kalf van Jerobeam. Genadiglik en ten spyte van die afgodery in Bethel was daar ook getroue volgelinge van God wat nie hul knieë gebuig het voor Baal, Asherah of Jerobeam se goue kalvers nie. Daar was selfs 'n profeteskool in Bethel. Daar's nie neergeskryf wat Elia in Bethel moes doen nie, so ons weet nie. Maar toe hy klaar is met wat hy gedoen het, sê Elia vir Elisa, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo. Elisa gee natuurlik dieselfde antwoord as wat hy gegee het in Gilgal. So waar as wat die Here leef en u leef, ek sal u nie verlaat nie. So hulle draai weer terug in die rigting waarvandaan hulle gekom het om na Jerigo te gaan, wat nie eens 5 kilometer is van waar hulle die oggend weggespring het nie. Jerigo, die palmstad, was 'n stad wat nie 'n stad moes wees in die tyd van Elia en Elisa nie. Dit moes 'n ewige pynhoop gewees het. En tog, in hul tyd sou die tekens van restaurasie en nuwe bouwerk sommer nog vars gewees het. So wat is die storie van Jerigo? Jerigo was die eerste stad wat geval het toe Israel deur die Jordaan getrek het en die letsels van die volk se manne se besnydenis nog vars was aan die vlees van die nuwe geslag. Net soos met Gilgal is daar 2 belangrike gebeure met betrekking tot Jerigo. Die eerste een is Josua se. Nou in daai paar dae terwyl die manne nog besig was om gesond te word, gaan Josua om na Jerigo te kyk. Josua het nie 'n vars besnydennisletsel nie. Syne is al 40 jaar oud, toe hy en Caleb nog in Moses se tyd besny was. So hy stap gemaklik om na Jerigo te gaan kyk. Naby die stad sien Josua voor hom 'n man met 'n ontblote swaard in sy hand. Is jy vir ons of vir ons vyande? Vra Josua. Die man het geantwoord, nee, maar ek is die bevelvoerder van die leer van die Here. Daarom het ek gekom. Dit is geen gewone man wat voor Josua staan nie.
Hy stel homself bekend as die velvoerder van die leer van die Here. Sy antwoord is duidelik. Hy is nie vir of teen Josua nie. Hy is in beheer van die werk van God op aarde en waar hy staan is heilige grond. Hy het nie gekom om in diens van die volk te wees nie. Soos die kampioene van die ou tyd wat die vyande uitgedaag het vir 'n tweestryd. Jy weet soos wat Goliat gedoen het. Hy kom ter wille van die koninkryk van God. En Josua moet besluit of hy die bevelvoerder van God se leer wil volg. Josua kies reg, want hy kies om hom te volg en om die Here te gehoorsaam in alles. En dan kom die toets vir die volk. Want die strategie met betrekking tot Jerigo is 'n vreemde strategie. Nou Josua verstaan sy rol met betrekking tot die bevelvoerder van die Here en hy maak toe seker die volk verstaan wat hulle moet doen voordat hulle uit die kamp van Gilgal optrek na Jerigo toe. Ons weet God kon natuurlik die mure omgegooi het op die eerste dag of die tweede, maar hy doen nie. Jerigo val op die 7de dag, nie voor dit nie. En die Here eis alles in die stad as 'n banoffer vir hom. Dit beteken, die goud en silwer is vir die huis van die Here. Niks daarvan mag geneem word nie. Die mense en diere moet sterf. Niemand mag vrykom nie. Net Rahab en die mense in haar huis mag toegelaat word om te leef. Die nederlaag by Ai wys hoe ernstig die Here was oor dit wat hy van Israel verlang. Ai was 'n klein stadjie en die volk het gedink, dit gaan nog makliker wees as Jerigo. Maar toe werk dit nie soos wat hulle gedink het nie. Die bangoed wat Achan gesteel het, het hy nie van Jerigo gesteel nie. Hy het dit by God gesteel. En dit het Israel uit die sfeer van God se beskerming uitgeneem. Dit was eers toe die mitswillige sonde uit hul midde uitgeroei het, dat God weer vir Israel geveg het. Daar's nog 'n interessante storie aan Jerigo met betrekking tot die banvloek. Nou, een van die bepalings wat God aan Moses gegee het, was dat 'n stad waaroor God 'n banvloek verklaar, moet nie net vernietig word nie, dit moet 'n ewige puinhoop wees. Jy kan dit sien in Deuteronomium 13 vers 15 tot 16. So, toe God klaar die mure van Jerigo omgegooi het en hulle alles wat lewe in die stad uitgeroei het en die goud en silwer by die skat van die Here bygevoeg het, het Josua 'n eed afgelê. Josua 6:26. Vervloek voor die Here is die man wat opstaan en hierdie stad Jerigo herbou. Ten koste van sy eersgeborene sal hy die fondamente lê en ten koste van sy jongste sal hy die poortdeure oprig. Jerigo het vir eeue 'n stikkende stad gebly, tot in die tyd toe Agab koning was in Israel, toe Giel van Betel die gier gekry het om die stad vir homself te herbou. Die uiteinde? 1 Konings 16 vers 34. Ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy die fondament gelê. En ten koste van Segub, sy jongste, het hy die poortdeur opgerig. Hy het 'n stad gehad, maar geen nageslag nie. Want wanneer God 'n lyn trek vir die mensdom, is die lyn getrek. Dit maak nie saak of daar 'n jaar, of dekades, of eeue verloop nie. Elisa en Elisa sou geweet het van die gebeurtenis. Maar dit het nou natuurlik niks te doen gehad met 'n laaste saamreis nie, en daarom is daar geen rede gewees vir die skrywers van Konings om dit te vermeld nie. So, Elia doen wat hy gekom het om te doen in Jerigo, en dan draai hy na Elisa toe en sê vir hom, Elisa, bly maar hier. Die Here stuur my na die Jordaan toe. Maar Elisa se antwoord bly dieselfde. So waar as die Here leef en u leef,
ek sal u nie verlaat nie. Die Jordaan is 'n handvol kilometers vanaf Jerigo. En 50 van die profete seuns drentel agter hulle aan en bly staan op 'n hoogtetjie van waar hulle sien hoe Elia sy mantel afhaal en oprol en daarmee op die water van die Jordaan slaan. Hulle sien ook hoe daar 'n pad oopgaan sodat die twee profete droogvoets deur die Jordaan kan loop na die oorkant, na die woestynse kant. Aan die ander kant van die Jordaan gaan Elia staan. Dit is tyd. Daar is nie nog plekke waarheen die Here hom wil stuur nie. Hy breek die stilte wat sekerlik swaar oor albei van hulle gehang het. Wat moet ek vir jou doen voordat ek van jou weggeneem word? Vra hy vir Elisa. Elisa antwoord, laat daar asseblief 'n dubbele deel van u gees na my kom. 2 Konings 2 vers 9. Dit is 'n interessante versoek en ons kan dit maklik verkeerd verstaan. Elisa vra nie dat hy 2 keer meer kragtig as Elisa moet wees nie. Nee. Hy vra vir 'n seun soos wat die eersgeborene van sy pa sou ontvang het. En dit gee ons natuurlik 'n idee van hoe diep hulle verhouding is. Maar ook hoe ernstig hy sy rol oor ernstig hy was oor sy rol vorentoe. Die werk van Elia sou nou op Elisa se skouers rus. Die profete seun sou nou na hom kyk vir leiding en onderrig in 'n tydperk toe Israel se konings en die volk vasgevang was in hul afwaartse spiraal, al verder en verder van God af. Jy vra iets wat moeilik is, sê Elia vir Elisa. Maar as jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, mag dit vir jou so wees. Die kwessie is moeilik, want Elia weet, dit lê nie binne sy mag om toe te staan wat Elia vra nie. Dit is God se werk. So hy spreek die hoop uit dat God dit sal toestaan en ook dat Elisa sal weet, sy versoek is verhoor. Die hele dag kon hulle nie praat oor die groot gebeurtenis voor hulle nie. Maar met die stilte nou verbreek, kan hulle. En ek wens ons het 'n rekord gehad van hulle gesprekke, nie net 'n verklaring, dat hulle aangehou het met gesels, totdat die hemelse vurige wa en perde hulle geskei het, en Elia in 'n stormwind opgeneem is nie. Elisa kon nie volg waar sy meester Elia gegaan het nie. Hy kon net kyk hoe Elia weggeneem word, terwyl sy profete mantel agterbly op die aarde. Hy het bly kyk totdat hy Elia nie meer kon sien nie. En toe gee hy uiting aan sy hartswroging deur sy klere te skeur, soos wat die Mediterrane mense doen, om hul ontsteltenis te wys. Hoe lank hy daar gebly het, weet ons nie. Maar soos ons maar al te goed weet, die wêreld staan nie stil nie. Ons take gaan nie weg nie. Nie eens wanneer ons 'n krisis beleef nie. Toe tel Elisa maar die mantel op en slaan op die water van die Jordaan en vra, waar is die Here, die God van Elia? Die water gaan oop, want die God van Elia was ook die God van Elisa. En hy was net daar, by hom. Op die hoogtetjie aan die kant die Jordaan het 50 profete seuns gewag en gekyk hoe Elisa droogvoet deur die Jordaan terugkeer. Elisa gaan nie terug na Gilgal toe nie, al is dit so naby aan Jerigo. Hy gaan net na Jerigo toe en daarvandaan na Bethel toe voordat sy spore noorddraai na die berg Karmel toe, ongeveer 90 km vanaf Bethel. Hoekom Karmel? Karmel het groot betekenis gekry as die berg waar Elia die Baalsprofete se wurggreep gebreek het. Dit was deel van Elisa se onlangse geskiedenis. En koning Agab was ook daar op daardie dag toe Elia die Baalsprofete uitgedaag het, sodat die volk kon ophou om soos grashalms heen en weer te swaai agter al wat 'n bygeloof is en valse godsdiens aan is.
Op Karmel was daar toe 'n verwaarloosde altaar vir God. En natuurlik Baal se altaar. En soos ons weet, het Elia eers toegelaat dat die Baalsprofete hulle ding doen vir Baal om met vuur te antwoord tot en met die tyd van die aandoffer. Toe roep Elia die volk om nader te staan. En terwyl hulle kyk, neem hy 12 klippe en pak dit mooi reg om die altaar van die Here te herstel. Hulle kon die simbool van die 12 klippe nie miskyk nie. Toe grawe hy 'n sloot rondom die altaar wat so 15 liter water kan hou. Toe pak hy die hout en hy lê die offerbul op die stukke op die hout en toe laat hy alles deurweek met water sodat die water wat afstroom selfs die sloot rondom die altaar vol gemaak het. En toe bid Elia. En toe antwoord God met vuur, wat die offer, die altaar, die water en selfs die los grond wat Elia uitgegrawe het, heeltemal verteer het. So wanneer Elisa met die mantel van Elia oor sy skouer so ver loop om na Karmel toe te gaan, wat gaan hy daar sien? Wat hy sien is die tekens van 'n almagtige God. Hy sien die verlate klipaltaar van Baal wat nie kon antwoord nie. En hy sien die merke van 'n verterende vuur wat klippe, water, hout en selfs die losgrond wat uit die voor gekom het, heeltemal vernietig het. En miskien reflekteer Elisa oor hoe verskillend God se verterende vuur was van die vurige wa en perde waarmee hy Elia weggeneem het om by God te wees. En dalk is dit hoekom Karmel die plek word waarheen hy elke keer teruggaan nadat hy deur die land gereis het om te preek en te leer en wonderwerke te doen om God se koninkryk te bevorder in 'n land wat besig was om al hoe verder en verder van die Here af weg te dryf. Hy moes gereeld genoeg op Karmel oorgebly het, want die mense het geweet waarom Elisa te gaan soek wanneer hulle hom dringend wou sien, soos die Sunamitiese vrou wie se seentjie gesterf het. Konings 4 vers 25. Nou Elisa se lewenspad was propvol ervarings. Maar ons gaan hier nou eers ophou reis saam met Elisa, om terug te keer na ons vraag. Wat is daar in die plekke waarheen God en Elia op 'n laaste saamreis gestuur het, om ons te bemoedig in ons geestelike reis hierdie jaar? Elia en Elisa se reis het in Gilgal begin, die plek waar Israel se reis in Kanaan ook begin het. Maar Israel moes eers deur die Jordaan trek, 'n magtige rivier in volle vloed, wat niemand meegesleer het nie, want God het die water weggekeer. Die Jordaan laat ons altyd dink aan doop. Jesus is in die Jordaan gedoop, en doop is 'n simbool vir ons dat ons sterf vir sonde en lewe vir Christus. So wanneer ons gedoop word, word ons nat in die water en ons word weer droog. En so maklik kan ons teruggly op ons ou paaie voor ons wedergeboorte. Daarom moet ons besef, doop is maar net die begin van ons reis. Dit was ook so vir Israel, toe hulle deur die Jordaan getrek het, en dit was ook so vir Elisa, toe Elia weggeneem is na die hemel toe. Daarom moet ons nie net nat en droog word nie, maar verander word. En die verandering moet permanent wees, so permanent as wat die besnydenis by Gilgal 'n permanente verandering in die vlees was. Om daardie tipe oorgawe te maak is natuurlik 'n saak van geloof. Om onsself te onderwerp aan die besnydenismes was ook 'n kwessie van geloof vir die mans van Israel. Hulle het geweet, dit gaan dae neem om gesond te word, en in daai tyd gaan hulle weerloos wees. En dit
Skaars 'n klip gooi vanaf Jerigo is stad vol Kanaaniete. Maar die besnydenis het nie net hul geloof getoet nie, dit was vir hulle ook die simbool dat God die skandvlek van hul geskiedenis van hulle afgewerp het. So Gilgal leer ons dat God op grond van Christus se soenoffer die skandvlek van ons sondige bestaan of ons sondige verlede wegwerp. Dit leer ons ook dat God se genade, sy vergifnis volmaak is en dit leer ons ook om absoluut op hom te vertrou en aan sy wil oor te gee. Ons gaan nie ver kom as ons nie leer om die Here onvoorwaardelik te glo en te vertrou nie. Soos Paulus aan die Kolossense geskryf is, in hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is, omdat julle gedoop is, omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek, deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredinge vergewe het. En dan Bethel. Dit was Bethel waar God aan Jakob verskyn het en Jakob dalk vir die eerste keer besef het dat God kan oral wees, alles sien, alles weet. Die droom het Jakob oortuig om 'n gedenksteen op te rig, omdat hy die plek wou onthou as die huis van God. Maar Jerobeam, wat alles wat hy gehad het uit die hand van die Here ontvang het, was so verwaand om te dink, hy kan die huis van God besoedel met sy selfgemaakte godsdiens. Hy laat my dink aan die gelykenis van die dwaase man, wat sy huis op die sand bou, Matteus 7:26 en 20. Net soos die dwaase man, het Jerobeam sy huis geval, en sy val was groot. In Paulus se eerste brief aan Timoteus verduidelik hy vir hom hoe hy moet optree in die huishouding van God. Want Timoteus moet verstaan, dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en 'n fondament van waarheid. 1 Timoteus 3 vers 15. En in sy brief, sy eerste brief aan die Korintiërs, verduidelik Paulus wat die fondament van die kerk is. Niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Bethel leer ons dat alles wat ons as gemeente doen, alles wat ons leer en oordra, 'n pilaar van waarheid moet wees wat vas staan op die enigste ware fondament, Jesus Christus, rots der eeue en verlosser van die mensdom. En Jerigo? Jerigo se val het niks met menslike vermoëns te doen gehad nie. Dit was die krag van God wat die mure van Jerigo laat tuimel het, omdat die bevelvoerder van die leer van God vir Israel geverg het. Hy was nie in hul diens nie, hy was hul aanvoerder, en hulle moes kies of hulle in gehoorsaamheid onder sy beskerming wou veg. Want ongehoorsaamheid het altyd gevolge. So het die profeet vir koning Asa gesê, die Here is met julle wanneer julle met hom is. As julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Jerigo leer ons om in geloof te wandel en in gehoorsaamheid. Dit leer ons ook dat ons moet volg waar God ons lei. Dat ons moet stil wees wanneer God wil hê ons moet stil wees en wag wanneer hy 'n deur nie oopmaak nie. Dit leer ons ook om nie op ons lauwere te rus nie, want God het die mure van Jerigo laat val
Maar Israel moes deurbreek en veg toe die mure om is. En dit bring ons by Karmel, die berg waar God met vuur geantwoord het, en nie net die slagoffer en hout verbrand het nie, maar ook die elemente van die aarde, grond, klippe en water. Vir Elisa was dit seker so anders om te sien as die sagte vuur van God se hemelse wa en perde wat Elia weggeneem het. Elisa het gereeld teruggegaan na Karmel toe. Dit was sy oaseplek. En ek wil my verstout om te sê, dit was nie Elisa se oaseplek ten spyte van die tekens dat God 'n verterende vuur was nie, maar juis omdat God 'n verterende vuur is, wie selfs die hardste elemente kan wegbrand. In die voorlaaste hoofstuk van Hebreërs lees ons: Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag, want ons God is 'n verterende vuur. Karmel leer ons, God, wie die goddelose kan uitdelg met 'n verterende vuur wat nie geblus kan word nie, kan met sy sagte vuur berouvolle sondaars se harte van sonde reinig en moe reisigers op 'n lewenspad met nuwe ywer vul om hul oë gefestig te hou op dit wat voorlê. Die slotsom van dit alles is om te onthou, soos Paulus aan die Filippense geskryf het: Ons burgerskap is in die hemel, van waar ons Jesus Christus verwag. Ons het sekerheid dat dit nie 'n fabel is nie. Ons weet, hy gaan ons kom haal. Vir Elia het hy 'n vurige hemelse wa gestuur. Maar wanneer die tyd reg is, gaan Christus self kom om ons te neem na waar hy Elia geneem het. Daarom het ons al die rede in die wêreld om te strewe daarna, om die gesindheid van Christus te weerspieël, totdat hy verskyn op die wolke. Here, ons staan vandag voor U aan die begin van hierdie jaar, en ek weet, die jaar is al klaar weer besig om te snel soos 'n windhond. Here, ek vra dat U ons spore sal rig, dat ons in getrouheid sal loop waar U wil hê ons moet loop, sal ingaan waar U wil hê ons moet ingaan, sal uitbly waar U wil hê ons moet uitbly. Here, ons verlang dat U ons moet kom haal. Maar ons wil nie net goeie spore loop, terwille van die daardie vooruitsig nie. Ons wil goeie spore loop hierdie jaar, Here, terwille van U koninkryk en die heiligheid van U naam. En dit is my gebed. Amen. Thank you for viewing. Please check out our description to see the other platforms which we are on. Alternatively, you can have a look at the recommended content which should be on your screen right now. Have a blessed day further.